As ek vanoggend 'n tema moes kies vir vanoggend se boodskap, en ek dink nie is 'n verrassing vir enigiemand van ons nie, sal die tema wees Jesus. En ek het 'n voice note gestuur vroeër in die week oor dat ons moet versigtig wees dat Paasfees nie vir ons 'n gewoonte raak nie. En ek is nie teen vakansie hou nie, as ek sê nie, asseblief Here hoor my hart. Maar meerderheid van die mense wanneer dit kom by Paasfees gaan op vakansie, en ek het nie 'n probleem met jou as jy of met die mens, ek is jaloers op jou, net jy is nie, maar wanneer op vakansie, die punt ek wil maak is, moenie so op vakansie gaan dat jy nie vanoggend of op 'n Vrydagoggend, en ek weet I'm preaching to the choir, maar dat ons nie vanoggend nie sal sien as spesiaal nie sal sien as kosbaar nie. Nou as daar meeste van julle ken my nou al, dat ek is 'n ou wat verskriklik vinnig huil wanneer dit kom by God se woord. Ek en by ander sekere flieks ook, is daar tye wat ek huil maar dan nie. So ek het 'n verskriklike klein hart wanneer dit kom by God se woord en die Heilige Gees en worship en ek brag as ek sê nie, ek wil ook nie kom verskoning maak nie. Maar vandag gaan ek moontlik verskriklik huil. En ek gaan baie my neus blaas, so verskoon my met daai gedeelte van die neusblaas, maar hier is seker vir my een van die mooiste en die amazingste, maar ook die sadste tye. Want dit is asof ons gees net weer herinner word aan Christus Jesus. En dit is eintlik verkeerd in die sin van ons moet eintlik elke dag moet ons herinner wees aan Christus Jesus. Elke dag moet ons besef wat die kruisdood vir ons beteken het, wat dit vir ons kom doen het aan die kruis, en elke een van ons hier is bekend met dit. Het al gelees van die kruisiging van Christus. Jesus van ons wat al die offer van die kruisdood aanvaar het, en hier is dalk iemand wat dit nog nie aanvaar het nie. En vanoggend is 'n geleentheid vir ons om net te weer om te sê, Here, I want to call into remembrance what you have done. Here, ek wil weer dit ek wil dit weer roep in my, ek wil dit herroep in my, ek wil dit ervaar in my gees, ek wil dit voel in my gees. Ek wil dit nie net as 'n storie lees vanoggend nie, maar ek wil dieper gaan. Ek wil verstaan waartoe U was vir ons, en ek weet ons sal nooit verstaan, want wanneer die prentjies wat ons het, ek dink en die flieks van die kruisiging van Christus Jesus, ek dink nie dit vat alles in waartoe Christus was nie, en hoe hy gelyk het vir ons. En ons gaan nou lees hoe Jesus gelyk het. Hy was onherkenbaar. Mense kon hom nie herken nie. So geslaan, gespoeg, gemartel was hy vir elke een van ons. En dit is my die awesomeste dag, want dit is die kruisdood van Christus Jesus. Waar Jesus ons kom loskoop uit die vyand se mag van die ewige dood af, waar hy kom sterf het vir my en jou sonde, waar hy ons skuldbrief vasgenaal het aan die kruis en ingestap het in die hofsaak, en waar die vyand gesit het met jou klagbrief, en hy kla ons aan met alles wat ons doen, en Jesus stap met die ransom, en hy sê, jy het nie 'n voet om op te staan nie, vyand, want ek het die prys reeds betaal. So awesome dag, maar is so sad dag, want Jesus is gekruisig vir ons. Nou vanoggend, gaan ons kyk na die kruis van Jesus Christus, en ons gaan ook kyk na die woord Pesach, en jammer as ek dit verkeerd uitspreek, maar dis die Afrikaanse ene, Pesach. Wat dit beteken, en dit was 'n fees wat die Here gevra het vir die Jode om te vier van hulle Exodus uit Egipte. Moes hulle hierdie fees vier ter herinnering van wat God kom doen het om hulle te verlos van die 10de plaag van ewige dood af. Moes hulle dit herhaal, moes hulle die offerlam gevat het en die lam geondersoek het en gekyk dat hy vlekloos was, dat daar nie 'n gebreekte been of enigiets was nie, dat dit 'n perfekte lam wees, het hulle hierdie lammetjie uitgehou en hulle het hom geslag en het hom geëet en hulle het gepraat oor wat die Here gedoen het vir hulle in Exodus. En vandag in die tyd wat ons nou leef, 2025, is dit ook vir ons herinnering van die beskerming van God die Vader, hoe hy ons beskerm het, of beskerm van die ewige dood, deur die offerlam van Christus Jesus. Ons lees hier so in Exodus 12, nou ons almal ken die verhaal van die 10 plaag, en die 10de plaag is die dood. Hoor gou hierson.
Eksodus 12 vers 5 tot vers 7 vra God die Vader vir die volk. Hy sê, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Ons gaan nou by dit uitkom teen die aand. Hoe laat? En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waaraan hulle dit eet. Dan wanneer die aand toe die dood kom, as hy in die deurposte en die bodrempel van die deur sien, hierso is die lam se bloed, gaan hy verby. Gaan hy verby en hy gaan nie in en hy gaan vat nie in die huis nie. En almal in die gesin wat daar so was, wanneer hulle deur daai bloeddrumpel geloop het, of die deurposte geloop het, was hulle veilig in bewaring in hulle huis teen die dood. Broers en susters, die bloed van Jesus Christus vir jou en vir jou gesin is bewaring van die ewige dood vir ons as mens. Ja, dit is hartseer, want ons as mens, die Bybel sê, die loon van die sonde is die dood, so wanneer ons 80, 90 of 100 of hoe oud ook al raak, maar wanneer ons die bloed van Jesus Christus op die deurposte van ons lewe plaas, en die bodrempel van ons lewe plaas, as ons deurgaan deur die dood, is dit vir ons om te lewe is Christus sterwe se wins. En wanneer ons beskerm is van die ewige dood, en ek kan onthou met wie ek gepraat nie, toe praat ons oor die hel, die ewige dood. En toe besef ons, en ons praat so, ja, dit gaan akelig wees, gaan geknars wees, en geween wees, en gaan al die goed wees, maar besef gou vir 'n oomblik, besef gou, dat die ewige dood beteken the absence of God for eternity. Die afwesigheid van God vir ewig en ewig en ewig. En ek is nie vanoggend hier om jou gevoelens te speel en vrees te bring om te sê, maar die ewige dood bring vir jou the absence of God for all eternity, buiten die pyn en die lyding. Beteken dat Christus is nie daar nie. Die Heilige Gees is nie daar nie. God die Vader is nie daar nie. So ek vra vir ons vanoggend, count the cost of following Christ. Is dit vir jou die moeite werd vir 'n gemaklike lewe nou sonder die bloed van Christus Jesus, maar vir 'n ewige ongemak? Of is dit nou vir asseblief, ek sê nie altyd gaan swaar gaan met ons as kind van God nie, maar omdat ons die Here dien en omdat ons die Here liefhet, sê Christus die wêreld gaan julle haat. So is dit vir ons die moeite werd nou wanneer ons hierdie bloed op die bodrempel en deurposte van ons lewe plaas, wanneer ons die verdrukking kry van die mense som wie ons werk en waar ons ook al gaan, is dit die moeite werd om die verdrukking nou te beleef vir 'n ewigheid saam met in die teenwoordigheid van God die Vader vir ewig en ewig en ewig. Count the cost of following Christ. Dit is so amazing om te dink dat omtrent 1500 jaar voor Christus het God die Vader sy plan in ons kom openbaar, vir sy volk kom openbaar wat hy gaan kom doen, en Christus is die vervulling van dit wat gebeur het in Exodus. Van die bloed van die rammetjie en die diere en die offer wat hulle gebring het, wat hulle moes bring, wat God vir hulle gevra het om te bring, wat net die sonde bedek. Maar Christus kom en hy kom neem die sonde weg, die loon van die sonde, daai ewige dood kom neem hy weg uit ons lewe uit. Nou, Jesaja gebruik ook die woord Pesach in 'n skrif om te kom wys hoe God ons as sy mense kom beskerm. Hoor gou hierso. Jesaja 31 vers 5 sê, soos voëls beskermend oor hulle neste sweef, so sal die Here die Almagtige die skild oor Jerusalem wees, hy sal beskermend verbykom en so sal hy red en bevry. Soos 'n hen haar kykens beskerm, so kom God die Vader en hy beskerm ons deur Pesach, deur sy bloed, beskerm hy ons, sweef hy soos 'n voël oor sy nes, en as 'n gevaar kom, dan vlieg hy af en hy gaan beskerm sy kinders. So kan ons sien hoe belangrik is Paasfees vir ons as kind van God werklik. Hoe belangrik is die bloed van God vir ons eintlik om te besef, maar as ek die bloed van Christus apply, en asseblief julle hoor my hart, hierdie sê ek met versigtigheid, die bloed van Jesus Christus is nie soos 'n staf wat jy vinnig weef in die berge dit weer en jy gebruik dit net weer wanneer jy in moeilikheid is nie. Dis 'n daaglikse ding wat ons moet doen in ons lewe sodat ons vir Christus kan leef.
Anders is ons besig met godsdiens en nie verhouding nie, en dis wat God wil hê. God die Vader soek verhouding met ons as mens deur die bloed van Christus Jesus. So as ons kyk weer eens in Exodus, het God die Vader elkeen beskerm teen die dood met die bloed van die lam. En net so ook in die tyd waarin ons leef, is Jesus Christus se bloed vir jou beskerming teen die ewige dood. Beskerm teen die mag van sonde. Hoor gou hierson. Romeine 5 vers 17 tot vers 19 sê, For if by the trespass of the one Adam death reigned through the one Adam, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in eternal life through the one, Jesus Christ. Soos waar daar sonde in die wêreld ingekom het deur een Adam se ongehoorsaamheid, sy carelessness, wat ons nou gaan lees hierso, hoeveel te meer deur die gehoorsaamheid van Christus Jesus, van die Seun van God, is daar regverdigmaking vir elke een van ons om te regeer in ewige lewe en ewigheid saam met Christus Jesus. Maar die ding, hy sê, the free gift of righteousness. Dit gaan nie oor ons werke nie, broers en susters. Ons word nie gered op grond van ons werke nie. Want dan sou ons roem in onsself en sê, kyk, wat kry ek reg? Maar ons kan alleenlik roem in Christus Jesus, want hy het die prys betaal vir ons, sodat ons kan vry word en verlos word van die mag van sonde, die ewige dood. Hy sê, so then, as through the one trespass, Adam's sin, there resulted condemnation for all men, even so through the one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. For just as through one man's disobedience, his failure to hear, his carelessness, the many were made sinners, so through the obedience of the one man, the many will be made righteous and acceptable to God and brought into right standing with him. Is dit nie mooi dat God die Vader deur die kruisdood van Jesus Christus bring hy vir ons in right standing met God die Vader? Met ander woorde, ek kan God nader deur die bloed van Jesus Christus en ek hoef nie deur 'n pastoor te gaan of die hoëpriester of deur wie ook al nie. Ek het toegang tot by God die Vader deur die bloed van Christus Jesus. Want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons kan nie regverdig voor God staan of geregverdig verklaar word as dit nie vir die bloed van Jesus Christus is nie. En hier voel ek, hierso is iets waar ons as mens baie in die strik trap om te dink, maar die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enigste seun gestuur het, om vir ons te kom sterf, en elke wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Die gevaar wat ons as mens kry is om te dink dat, okay, Jesus het klaar kom sterf vir die wêreld, so ek hoef nie die offer te aanvaar nie, want ek is mos ingesluit in die wêreld. En die gevaar is dit beteken nie, as my ouers die geskenk van die bloed van Christus aanvaar het, dat ek outomaties ook onder die bloed van Jesus Christus is nie. Ek het 'n voorsprong, 100%, want ek word geleer van hoe om te leef, so ek het 'n voorbeeld om te sê, okay, maar dit is hoe ek voorstel is om te leef, maar ek moet nog steeds die besluit maak om te sê, ek aanvaar die bloed van Jesus Christus. Want as ons dit nie doen nie, is daar moeilikheid. Want ons raak lui om te dink, maar ek hoef nie my hart vir Here te gee nie, want almal van ons is mos maar kinders van die lewende God, en die mense preek hierdie goed. En dit laat ons in 'n gemaksone val om nie te gaan ondersoek instel in myself. En ek wil vir ons vra vanoggend, gaan doen ondersoek, jouself, gaan doen ondersoek wanneer jy by die huis kom of wanneer ook al in die naweek, en gaan kyk of jy regtig die kruisdood van Jesus aanvaar het of nie. Gaan kyk regtig, en ons hoor die mense praat van bekering. Het jy regtig tot bekering gekom deur die kruisdood van Jesus Christus? En ek kan nie oordeel en sê, nee, ek dink jy het nie. Dit is jou eie keuse. Niemand kan jou oordeel oor hoe jy leef nie. Want ons mag nie oordeel nie. Maar gaan kyk bietjie, want ons kan nie op dit gaan te dink, maar my ouers het die Here gedien, so ek is outomaties fine, of my kinders Luvan en Milanay kan nie op die golf rim te sê, maar my pa se pastoor, so ek is fine nie. Hulle gaan eendag die besluit moet maak, en ek hoop hulle maak dit, om te sê ek kies Jesus. Want outomaties, jy word nie gekwalifiseer outomaties net wanneer jy gebore word nie, maar die Bybel sê, want ons word gebore in sonde.
So die probleem is, die wanindruk wat ons het, ek is fine, ek is okay. Tot die dag wanneer jy jou hoof neerlê of dat Christus Jesus kom nie staan voor my, sê Here, ons in U naam demone uitgedryf en Jesus sê gaan weg, maar weet nog nooit my behoort nie. Here, maar ons het geprofeteer in U naam. Here, ons het laasweek het ons gepraat oor dit. En jy sê, ekskuus, tog nooit my behoort nie. Want ons dink ons is fine, want Jesus het kom sterf vir die hele wêreld, maar jy moet sy geskenk aanvaar. Daar moet wedergeboorte, en ek weet ek sê moet, maar daar moet wedergeboorte plaasvind vir jou om in te kom. En dis nie, gaan nie oor 'n kult of 'n kliek nie, asseblief oor my hart, maar om in te gaan by jou ewige woning. Want Christus het kom sterf vir die wêreld, ja, maar daar's mense wat sonder hom sterf daagliks. Daar's mense wat in die kerk sit en dink hulle is okay, wat sonder hom sterf daagliks. Broers en susters, ek wil vir jou ietsie sê en asseblief moenie nou nie kerk toe kom nie. Kerk red jou nie. Kerk is nie jou redding nie. Die Here gaan nie vir jou vra wat se denominasie is jy as jy in die hemel kom nie. Hy gaan vir jou vra, het jy my offer aanvaar of nie? Dit gaan nie oor in wat se kerk jy sit nie, dit gaan oor hoe jy leef. Dit gaan oor, het jy Christus se offer aanvaar? En dis die gevaar, ons dink ons kom kerk en ons lees die woord, maar ons is net 'n godsdienstige verhouding, ons is nie 'n ander verhouding, ons is nie 'n pa en seun en pa en dogter verhouding nie. As jy nog nie die commitment gemaak het om te sê, Here, ek gee my hart, ek draai weg van my sonde af nie, gaan maak dit. Jy het nie 'n pastoor nodig om dat jy agter iemand aanbid nie. Jy kan self bely met jou mond, in jou voertuig, in jou bed, in jou huis, waar jy ook al is. Gaan doen 'n bietjie selfondersoek vanoggend asseblief julle. Kom ons kom by die kruisiging van Jesus Christus. So ek gaan 'n hele paar verse lees. So as jy jou Bybel het, kan jy saam met my blaai, maar ons gaan die skrifte is hier op die bord ook. Matteus 27 vers 21 tot vers 31. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek doen met Jesus wat genoem word Christus? En hulle almal sê vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder en sê, laat hom gekruisig word. Ons lees in Lukas 23 in hierdie stukkie, kom Pilatus en hy sê, ek het niks fout in hom gevind nie. Ek het geen fout in Jesus gevind nie. Wat wil hy met hom doen? Kruisig hom. Gee hom vir ons. Ons sal hom uit jou hand uitvat. Nou daar is ongeveer 28 profesieë wat waar geword het die kruisiging van Jesus Christus. 28. Ons gaan vanoggend ons net so 1 of 2 werk. Maar daar is soveel profesieë, hoofstukke wat vervul is deur die kruisdood van Christus Jesus. Hy gaan verder sê, en toe Pilatus sien dat niks help nie, of maar hulle skree toe harder, laat hom gekruisig word, en toe Pilatus sien dat niks help nie, maar daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Ek het niks fout in hom gevind nie. Nou voordat hulle die offerlam moes geslag het, moes hy ondersoek geword het vir 5 dae. Vir 5 dae was Jesus ondervraag deur die Fariseërs en die Sadduseërs. Sodat hy op hierdie dag dat Pilatus gesê het, ek het geen fout in hom gevind nie. Net soos na die 5 dae het hy gesê, ek het niks fout gevind met hierdie lammetjie nie. Ons kan hom slag. Laat hom gekruisig word, toe Pilatus sien, was hy sy hande, en die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet koning van die Jode. En hulle spuug hom op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom
weg om gekruisig te word. Ons lees in die ander vertalings dat hulle het 'n karwats gevat wat been en staalpunte binne in hom gehad het en met elke hou ruk hulle vleis uit ons Jesus se liggaam uit. Soveel so dat hulle kon sy bene sien, sy fisiese bene, die geraamte van Jesus Christus. Jesaja 52 vers 14 sê, so baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. En dis hoekom ek sê, ons besef nie waar Jesus was nie. Ek dink nie die prente, die tekenprent in die films vat dit in, dat hy sê, so gemisvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Ons lees verder in Markus 15 vers 22. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is, as dit vertaal word, plek van hoofskedel, toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het nie geneem nie, want dit was soos 'n sedative om bietjie die pyn te kalmeer vir die mense. Maar Jesus het dit nie gedrink, want hy moes die volle omvang van die kruis beleef het. Die volle effek daarvan beleef het. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. Nog 'n profesie wat vervul geword het. Lukas 23 vers 34 sê, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Jesus Christus, die engele staan amper gereed wanneer ek hierdie lees om Jesus te kom verlos. En Jesus sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie dat hulle besig is om die seun van God te kruisig nie. Hulle weet nie dat hulle die een kruisig vir wie hulle gewag het hulle hele lewe lank, waarvan al die profete, Jesaja, waarvan almal gepraat het in sy woord, en selfs Dawid, is hulle so blind deur rage en die dinge van hierdie wêreld, dat hulle harte so besoedel is, soos Jesus vir hulle al gesê het, wit gepleisterde grafte, julle lyk mooi buite, maar binne is julle vol doodsbeendere. En hulle mis hulle Jesus Christus. Ek wil vanoggend vir ons sê, pas op dat ons nie soos daai wit gepleisterde grafte raak, dat ons ook Jesus mis in ons lewe nie. Buite lyk ons fyn, maar binne vol doodsbeendere. Ons gaan aan met Markus 15, vers 25, en dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe, die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter, een aan sy linkerhand. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. Nou, in 'n ander evangelie praat hulle van hierdie moordenaar wat aan die kruis hang, en vir ure hang hulle saam met Jesus Christus, en hulle spot Jesus saam met die skare, maar die een ou besef maar, wow, hier's iets anderste aan hierdie Jesus. En hy besef, maar ek verdien hierdie, en hy nie. En hy vra vir Jesus, hy sê, Jesus, dink aan my, as hy vandag in die paradys gaan. En terwyl Jesus in pyn en smart hang, sê hy vir die ou, vandag sê hy saam met my in die paradys gaan. En die verbygangers het hom gesmaat, terwyl hulle hul hoof skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou. Jesus praat nie van die fisiese tempel, hy praat van sy eie liggaam. Die tempel opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou kyk gou die temptasie van die vyand hierso, nê? Onthou, Jesus Christus moes sterf, sy asem uitblaas vir ons. Kyk gou die temptasie van die vyand hierso. Hy sê, laat die Christus, die koning van Israel, wat Jesus Christus absoluut was, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. So hulle sê, Jesus, as u afkom nou, en u is weer fyn, sal ons 100% glo. Maar Jesus het geweet, dis 'n lokval van die vyand. En hy moes hang aan die kruis, want is ons liefde, wat hom gehou het aan die kruis.
ook wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6ste uur was, kom daar duisendes oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep: Eli, Eli, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word beteken: my God, waarom het U my verlaat? Voordat ek by daai stuk uitkom, Jesus Christus is 3 uur oorlede. Blaas hy sy laaste asem uit. Volgens die Pesach was die lamme geslag, doodgemaak, 3 uur die middag. Hoe haarfyn het God alles beplan vir generasies en generasies heen, duisende jare. Selfs toe Adam en Eva gesondig het, het hy vir die vyand gesê, uit haar liggaam uit sal die saad jou kop vertrap, maar jy sal hom in die haksken byt. So vir daai duisende, amper 4000 plus jaar, het God die Vader dit vir die vyand gesê, vir Satan gesê, uit haar liggaam sal 'n man gebore word, en hy sal jou kop vertrap, maar jy sal hom in die haksken byt. Die haksken byt is die kruisdood van Jesus Christus. Die kop vertrap is die triomfeer, wat Jesus getriomfeer het oor die dood, deur om op te staan uit die dode uit. Gou vers 34, en 'n awesome ding, en hierdie is iets wat ek in hierdie week, of afgelope 2 weke, die eerste keer gehoor het in my lewe. Ons het selgroep gehad, en dankie Elmar vir die stuk woord wat jy vir ons gebring het. Ons lees in vers 34 staan, en die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Nou ons almal dink, ja, God het Jesus verlaat, en in 'n mate ja, want Jesus, wat geen sonde geken het, was sonde op hom geplaas. So Jesus wat nie gevloek het, nie gejok het, nie kwaad geword het, nie lastelik na, of uit last na vrou gekyk het, nie begeer het, niks nie. Jesus wat sonder sonde was, die enigste een, is sonde gemaak vir ons om te sterf aan die kruis. Maar hoekom het Jesus gesê, my God, waarom het U my verlaat? Nou hier is net 'n praktiese ding. Hierdie was 'n liedjie wat geskryf is deur Dawid in Psalm 22. Nou net gou vinnige oefening, as jy dit wil saam doen, is jy meer as welkom. Net gou, as ek sing, Sweet Caroline, wat dink julle? Pam, pam, pam. Okay, so onmiddellik weet julle, as ek dit gaan sê, is dit dadelik, pam, pam. So Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? So die skare wat daar is, wat deel maak van skrifkenners en skrifgeleerdes, die Jode, het saam met Jesus, toe hy dit sê, het respek, het gepam, pam, pam. En hoor gou hierso, oh man. Here, mag hierdie in ons harte val vanoggend asseblief. Jesus skree aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? En hierdie skrifkenners van 'n jong ouderdom, of leer hulle die skrif wat hulle ken so, op die punte van hulle vingers. Al Jesaja se briewe, die psalms, alles. So hulle is van jongs af geleer om die skrif te ken. Die oomblik toe Jesus dit skree, hoor gou hierso, Psalm 22 vers 1 tot vers 2. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad. Nou ek ken nie die wysie nie. Dis definitief nie pam 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 nie. 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. So die moment toe Jesus dit skree, spring daai liedjie in hulle harte op, en hulle besef, en hulle weet hoe, okay, Jesus quoteer Psalm 22, en hulle gaan aan met al die versies, en hoor gou in Psalm 22 vers 13 tot vers 20, hoor gou die lied wat resoneer in hulle harte, hoor gou hiersom. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hier is alles deel van hierdie lied. Hulle het hul mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef om my verhemelte.
En U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe, al my beenderre kan ek tel, hulle kyk, hulle sien met welgeval op my neer, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad, maar U, Here, wees nie ver nie, my sterkte, maak tog gou om my te help. Wat a revelation, dat Jesus Christus en mense besef, hy quoteer nou Psalm 22. En Psalm 22 sê presies die situasie waar Jesus in is nou. Waar Jesus sê, Here, my krag is weg. Ek voel hoe my tong teen my wemelte vaskleef. Ek is dors, ek is moeg, Vader. Ek het seer, ek is klaar. Ek kan nie meer nie. Ek is op, Here, maak tog gou. Kom help my, Vader. Is U wat my neerlê in die stof, en nie van die dood. Vers 35 van Markus 15. En sommige van wie dat staan, waar daar staan, toe hy dit sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê, wag, laat ons sien of Elia hom kom afhaal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. Nie van onder tot bo, ons kan dink mense het dit gedoen nie. En toe die hofman oor 100 wat daar reg voor Jesus staan, sien dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Jesus het sy laaste asem uitgeblaas, toe hulle spies gevat het om te kyk of hy dood is, en hy steek in sy sy, was hy klaar dood. Want ons moet besef, Jesus is nie vermoor deur die Jode nie. Die vroeë Christene het gedink dat die Jode het Jesus vermoor, en daar was 'n woede opgekom vir die Joodse volk. En hulle het die Jode selfs met swaardpunt het hulle gesê, julle moet Christus erken as verlosser, want julle het hulle doodgemaak, julle het hom doodgemaak. Nie een van ons kan sê, die Romeine het Jesus doodgemaak nie. Want Jesus was nie vermoor nie, broers en susters. Jesus het sy lewe vir jou gegee. Jesus is nie vermoor deur die Jode of deur die Romeine nie. Hy het sy lewe gegee, want dit was sy wil. Dit was sy doel van die begin af. En hy gesterf vir jou en vir my. Dit is ons sondes wat hom gehou het op die kruis. Want hy moes vir dit sterf. Soos ek sê, daar's min of meer 28 profetiese skrifte vervul met die kruisiging van Jesus Christus. En daar kan ons volgende Sondag, nie nou die 20ste en die volgende Sondag kyk na die 28, maar daar's hoofstukke wat vervul is. Voorbeeld, Jesaja 53, vers 3 tot vers 12. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou. Vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape en ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel. Hoewel hy onderworpe was, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Gaan kyk, maar Pilatus praat met hom en hy sê, maar is dit so? En Jesus het nie sy mond oopgemaak nie. Nog 'n skrif is vervul. Hy is mishandel, hoewel hy die onderworpe was, het hy sy mond oopgemaak nie. 'n Lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgereg is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewenis. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy straf by die goddelose, of sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie,
en geen bedrog in sy mond was nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel, en hy het hom krank gemaak, sy siel 'n skuldoffer aangebied het. En sal hy 'n nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes. En met magtiges sal hy byt verdeel. Omdat hy sy siel uitgestort in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Vader, vergewe hulle, weet wat hulle doen nie. Romeine 5 vers 8 tot 11 sê die volgende, nog so 3 verse oor. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, totdat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening gekry het. 2 Corinthians 5 verse 21 at the Amplified, he made Christ who knew no sin to judicially be sin on our behalf. So that in him, met ander woorde, uit die gereg uit is hy sonde gemaak, sodat hy in geregtigheid vir ons kan kom sterf. To be sin on our behalf, so that in him we would become the righteousness of God. That is, we would be made acceptable to him and placed in a right relationship with him by his gracious loving kindness. Kolossense 2 vers 14 tot vers 15, wat die kruisdood vir jou en my beteken, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Broers en susters, ons kan moed hou. Ja, dit is vir ons verskriklik om te lees van Jesus Christus, maar die oorwinning is so kragtig, dat uit jou skuldbrief het hy vasgenaal aan die kruis, so die vyand nie 'n voet het om op te staan in jou lewe nie. So ek wil vanoggend vir jou vra, moenie vir die vyand skietgoed gee om 'n klag teen jou te hê by God die Vader nie. Moenie toelaat dat die vyand jou kom val. Moenie dat ons vrymaak, en Paulus skryf, moenie dat ons deur ons vryheid weer in slawerny val nie. Nie so gewoond raak aan jou vryheid dat jy dit sien, of dat dit nader aan 'n vloek word vir jou nie. En die probleem is, ons raak so gewoond aan die kruisiging van Christus Jesus, dat dit verloor sy effektiwiteit. Julle het al soveel skrif wat ons kan aanhaal, en ek wens ons kon alles aanhaal, maar ons het nie genoeg tyd nie. Daar is soveel skrif wat wys, waar God die Vader alles beplan het, en hoe Jesus gehoorsaam was aan die Vader. In my hart het elkeen van ons sal besef, waardeur Jesus was vir jou. Ek in die begin gesê dat ons moet gaan ondersoek instel, en as jy nie seker is vanoggend of jy jou hart vir die Here gegee het nie, gaan maak seker. Gaan hoor by God die Vader. Onthou een ding, broers en susters, dit was 'n duur prys. Dis vir almal beskikbaar, maar beteken nie almal het dit outomaties nie. Jy en ek moet die besluit neem. Die feit dat my maale die Here dien, beteken, ja, ek het 'n voorsprong gehad, ek het leiding gehad, alhoewel ek bietjie afvallig geword het vir 'n kort tydjie, moes ek self die besluit neem, te sê, Here, ek kies U, ek gee U my hart, ek kom tot inkeer, ek wil wedergebore word. En as jy vanoggend onseker is, en die Here praat met jou, die Heilige Gees praat met jou, en moenie dink dat die Here is kwaad vir jou, omdat jy nog nie daai besluit gemaak het nie, want solank as wat jy nog hierdie hoor, die boodskap van redding hoor, is daar tyd vir jou. En as jy onseker is, jy kan met ons kom praat, asseblief. Maar weer eens, jy het nie iemand nodig om te sê, bid agter my aan. Ja, dit is altyd goed, maar jy het nie iemand nodig nie. Jy het nie iemand wat jou lei in 'n sondaarsgebed nie. Al wat jy moet doen is bely. Bely dat ons is sondige mense,
en bely dat Christus die seun van God is en dat God hom opgewek het uit die dood, dat hy gesterf het aan die kruis vir ons sondes, bely dit en die Bybel sê jy sal gered word. So as jy vanoggend hier so sit en jy sê, Jesus Here, ek is nie seker nie, gaan maak seker. Want broers en susters, daar is 'n ewige lewe en 'n ewige dood. En alleenlik deur die bloed van Jesus Christus kan ons die ewige lewe beerwe. Die wat by 'n ander hek inkom, is nie van die Here af nie, want daar is nie 'n ander deur nie. Gemaak seker. Jesus het gesterf sodat jy kan lewe vir ewig. Sodat jy saam met hom kan regeer in ewigheid. Gemaak seker. Gemaak seker of jou saak met die Here reg is. Kom ons bid. Vader, dankie vir die kruis. Dankie dat U gesterf het vir ons, dat U asem uitgeblaas het en die Gees gegee het vir ons. En ja, Here, is vir ons so hartseer om te hoor en te lees, Vader, U was vir ons. En Vader, dankie dat ons kan deel hê aan hierdie oorwinning wat U vir ons gee. En Vader, mag ons nooit vergeet wat U gedoen het vir ons nie. Asseblief, Here, mag ons nooit vergeet nie. Maar mag ons altyd die mooi sien in dit wat U vir ons gedoen het. En mag ons nie die offer van selfsprekend vat nie, maar altyd as te sê, Jesus, Here, ek is so dankbaar vir dit. Ek is so dankbaar vir die kruisdood van Jesus Christus.